Mense, goeiemôre, welkom by Frik se bakkie boodskap op hierdie koue maandagoggend in Namakoland. Maar ons harte, die klop warm vir die koninkryk. Onthou julle wat ouma jare terug gesê het? My kind, van uitstel, kom afstel. Dit wat jy later wil doen, gaan te laat wees. Mense, ons almal doen dit. Ek doen dit, jy doen dit. Daar kom tye in 'n mens se lewe wat 'n ou sê, ag man, ek sal later daarmee werk. Ek is nie nou lus nie en buitendien die tyd is nie reg nie. En ek voel nie, daai emosie, ek wil dit nie nou doen nie. Ek sal later jammer sê. Ek sal later hierdie verhouding regmaak. Frik, ek hoor jy pleit by die man om terug te keer na die lewende God. Frik, ek gaan dit later doen, nie nou nie. Mense, later is nooit gewaarborg nie. Onthou julle in Handelinge 24 kom Paulus by Felix en hy sê vir hom, Felix, en hy kyk hom so in die oë, hy sê vir hom, Felix, dis tyd dat jy in geregtigheid begin wandel. Felix, selfbeheersing is belangrik in jou lewe, want daar kom 'n oordeel. En as jy nie gaan regmaak nie, Felix, kom daar 'n oordeel ook oor jou lewe. Felix sê vir hom, Paulus, gaan weg. Nie met my kom praat van ek moet die goed nou doen nie. Gaan weg. Wanneer ek reg is, sal ek jou laat roep, maar op hierdie stadium, gaan weg. Ek sal jou weer laat roep wanneer ek reg is. So, ek sal dit later doen. Dis wat Felix van hom gesê het. En weet wat besef ek? Ek besef dat uitgestelde gehoorsaamheid eindig eintlik maar op in ongehoorsaamheid. En vandag, maandagoggend, jy weet wat jy moet doen. Jy weet jy moet die oproep maak. Jy weet jy moet vergifnis vra. Jy ken die foute in jou eie lewe wat jy oor aangekla word. En dan bly jy sê, man, ek sal dit later doen. Die tyd is nie nou vir my reg nie. Kan ek vir jou sê, dit wat ons wil doen, tyd is nooit reg nie. Tyd is nooit reg nie. Daar is altyd iets beters wat voor lê. Tyd is nooit reg nie. En ek wil vanoggend by jou kom pleit dat jy nie langer sal uitstel nie. Dat jy dit sal doen wat jy moet doen. En uitstel is te laat. Dan het ons moeilikheid, dan het ons probleme. Goeiemôre, mense. Shalom, goeiemôre. Dis lekker in Namakoland, almal ken mekaar. As jy bly uitstel, dan raak daai klop aan jou deur, daai gewetensklop, raak al minder en minder en minder. En laterand, dan begin dit jou hart te verhard. En dan word later te laat in ons lewens. Weet jy hoeveel keer het ek met mense berading gedoen, wat vir my gesê het, ek was te laat. Ek was te laat om vir my pa te sê, ek is jammer. Ek was te laat gewees om vir my broer te sê. Wat sê die woord? Hy sê, as julle vandag my stem hoor, moenie julle harte verhard nie. Kyk my gou in die oë asseblief. Daar's goed wat jy al jare terug moes gedoen het. Daar's goed wat jy al lankal moes reggemaak het. Jy moes al lankal daai besluit geneem het. Jy moes al lankal daai gesprek gehad het. Jy weet presies waarvan ek praat. Moenie nou vir my sê, nee Frik, jy weet nie. Jy moes al lankal met dit gebreek het, wat jou huwelik verwoes, wat jou lewe verwoes, wat jou verhoudings verwoes en wat jou finansies verwoes. Jy moes dit al lankal gedoen het. Hoekom bly jy uitstel? Jy moes al lankal teruggekeer het na ons hemelse Vader. Lankal. Hoekom doen ons dit nie? Uitstel. Kom afstel. Ouma het so gesê. Nou kom 'n tyd in 'n mens se lewe wat 'n ou die goed in die oë moet begin kyk en vandag is daai dag. Vandag is daai tyd. Daar kom 'n punt, en hoor my hart en duidelik vanoggend, daar kom 'n punt in 'n mens se lewe waar gemiste geleenthede, waar uitstel nooit weer die geleentheid gee om terug te kom nie. Ek hoop jy het my gehoor, en ek hoop jy skryf dit neer. So op hierdie pragtige maandagoggend wil ek vir jou vra, gaan maak die oproep. Gaan sê, ek is jammer. Gaan vra vergifnis. Gaan maak die saak reg. Moenie uitstel nie, asseblief nie. Begin vandag met dissipline. Los die sonde, los dit wat jou breek, los dit wat skeide bring tussen jou en Hemelse Vader. Neem die besluit. Mense, dit is belangrik. Doen vandag dit wat jy moet doen as jy vroeg in die môre wakker word en jy sê vir jouself, ek moes daai persoon geskakel het. Ek bly uitstel en ek gaan nou stop daarmee.
Weet jy wat is die grootste tragedie in 'n mens se lewe? Dis juist wanneer ons te lank gewag het om te herstel. Te lank gewag het om reg te maak. Goeiemôre julle. So vandag hier by my bakkie boodskap wil ek regtig by jou pleit dat jy nie langer sal uitstel nie. En dat jy dit sal doen wat jy moet doen, wat jy weet wat om te doen. Mense, baie dankie. Ek vertrou jy gaan 'n wonderlike maandag geniet, 'n fenominale week wat voorlê, want jy gaan jou sirkels voltooi hierdie week. Frik Weideman, bakkie boodskap, tot 'n volgende keer. Shalom.